ons vorige video ry ons vanaf Nosop na Matopi 1, 'n pad vol verrassings en 'n avontuur op sy eie met elke rooi duin wat 'n ander ervaring inhou, soos jy oor die duin of om die draai ry. Gelukkig was die voertuie se banddruk reg en die manne het hulle voertuie geken. So vas dit was nie vir ons 'n opsie nie. Na 'n heerlike en rustige nag se rus by Matopi, vat ons die pad verder. As jy hou van rowwe paaie, die mooiste landskappe en die ongetemde gees van Afrika, moet jy nie hierdie rit misloop nie. Kom ry gerus saam met ons. On the holes and whatever, I thought. That's the one from Matopi onwards. You get So these how long did it take you from Matopi to Nosop? 6.5 hours. The GPS said 3.5. Yeah. So it took, but it's. Anyway, are you staying in the pens? Yeah, we're staying at Les Luhago tonight, and then we're going to Mapaya. You've done the pens before. Yeah, yeah. We did it also, but arriving at the pen was that. Now this is what I like about Africa. Dis geweldig die weer. Maak 'n vuur, trek jou voertuig langs die vuur soos wat ons gisteraand gemaak het en sit met jou rug na die voertuig toe. Want dis jou enigste kans op survival as hulle so kom, dat kom hulle van voor af en hulle is ook bang vir die vuur. Okay, right, dankie. Hallo. Waar gaan julle? Nosop toe. Matopi. By Matopi, ja. Nou. Hi. Nou. Well, hallo, is dit warm of daar slaap Hallo. julle vanaand? Kan julle vanaand nog ergens slaap? Ek dink daar by julle, ja. Oh, no. Julle gehoor, hulle sê daar's nêrens water nie. Ja. Ook die leeu sê. Ook die leeu sê. Dat die water is dalk 'n groter probleem. Selfs hy sê selfs by die hek. Daar is water, maar hy is so sout, jy kan nie so skorrelgoed in hom was nie. Dan bly ek whisky verbring. Ja. Van Matopi tot by Mabuashopi klink dalk na 'n kort entjie, want dis net so wat 60 tot 70 km. Maar moenie jou misgis nie. Hierdie roete vat maklik 3 tot 4 uur, want jy ry deur dik sand, diep spore en singplaat. So hier is nou in Mabuashopi. Ons is nou op pad na ons kampeerplek vir die volgende 2 nagte. Les Luhago staan plek nommer 2. Turn slight right. In 400 meters, turn right. Na 'n lang dag op die pad het ons besluit om sommer net by die kamp te bly toe ons daar aangekom het. Daar's soveel lewe rondom die kamp dat jy nie eintlik regtig nodig het om uit te ry nie.
Daarso is die veld en daar is die lang drop. Die leeu het uit daai rigting uitgekom. Hierso is die Y-frame wat ons nie gebruik nie, omdat ons so 'n bietjie ver van hom af opgeslaan het. En daar is ons kampie. Ons maak 4 aan die ander kant van die voertuie en dan vir veiligheid sit ons met ons rug na die voertuie toe met die 4 voor ons. En toe vanoggend kom ek daar uit die shower uit. Ek het gaan aantrek en toe ek daar uitkom, staan die leeu hier. Ek weet nie wie die grootste geskrik het, ek of hy nie, maar ek dink ons het maar albei groot geskrik. Hy kom hier om, grom verskriklik, en hy stap terug in die rigting van die lang drop. En daar gaan hy af in die veld, en hy is weer weg. Hier is die shower sonder water, waar ek ingekom het, en ons het nou spore gekry, daar wat Dion staan, hy daar ingekom, probably hier verby, en toe na die Y-frame toe, waar ons te mekaar gekry het, hier waar ek nou. Ok, net so 'n laaste perspektief, daar is die 2 long drops aan die agterkant van die kamp, met die shower wat nie water in het nie, in die middel van die 2, en daar is die Y-frame, waar ek die leeu opgemerk het. Hy het binne in die Y-frame gestaan. En ek staan nou hier by die kamp. Ja, die stoele kom te gou uit. Ons het vanoggend daar wat Dion nou staan, bietjie agtertoe as dit, het ons heerlik gesit 'n koffie drink, beskuit geëet. Lekker wyd oop. En net om 'n perspektief te gee, daar by die Y-frame was die leeu. En daar agter is die lang drop. Is dit ons ontbyt vandag? Ja. Snackwitje. Met al die leftovers in. Dis asof vol van skrik van daai leeu. So skielik ons het ons honger geskrik. Na die leeu-insident het ons besluit ons bly vandag net by die kamp. Daar het ons gesit die heel dag en alles afgeneem wat beweeg het. Dit was eintlik verskriklik lekker om net by die kamp te bly, want daar's regtig baie beweging rondom die kamp. Ek wil gou gaan kyk hoe lyk hierdie Y-frames. Ek wil eintlik sê hulle is redelik beskadig. Mens kan nie regtig hieronder sit nie. Hierdie is die watergat by Letsholohago, staanplek nommer 2. En soos julle kan sien, is hier niks water nie. Hier was vir maande nie water nie. En omdat hier nie water is nie, is hier nie diere nie. Van Letsholohago af ry ons na die hoofhek toe om te gaan rapporteer dat die stort en die watergat nie water het nie. Min wetende, dit is al vir baie lank so. Dit is regtig jammer dat daar nie water vir die diere is nie.
So ons het nou gekom hier van Nosop af. Dit is al die pad gery tot by Matoppie 1. Daar een nag oornag. En toe is ons daar vandaan af. Hierdeur op na Lesloage toe. Daar geslaap vir 2 aande. En nou gaan ons weer af. Ons is nou op die oomblik hierso by die hek. En nou gaan ons Mapaya toe. Gaan ons nou daar slaap vir 3 nagte. So ja, ek dink dit gaan 'n lekker ervaring vir ons wees. Die kamp waartoe ons nou gaan het geen fasiliteite nie. Maar ja, ek dink dit gaan lekker wees. Dis die Mabua Shobi ingangshek. Die afstand van Mabua Shobi se hek tot by Mapaya is ongeveer so 12 km. Die pad is maar sand en dikwels siltplaat, so jy ry maar stadig. Ek reken so tussen 20 tot 30 minute se ry van die hek af. Dit is ons kampeerplek lyk by Mapaya. Dit is nie 'n long drop nie, hier is nie water nie. Ons het ons eie water en alles. Dit is 'n boom en onder die boom is daar so 'n klein plekkie waar ons kan vuur maak. En dan is hier die beautiful uitsig oor die pan. En daar onder, baie naby aan ons is die watergat. Baie mooi. Vanaand gaan ons lekker steak braai. En saam met die steak maak ons patat met lekker baie eie wat ek opsny. En dan gaan ek 'n bietjie breinsuiker oorsit. Nou daar kom. Suiker. Hierdie is my gunsteling kos om te maak as 'n skamp. Is lekker vinnig en is baie lekker. Lekker baie breinsuiker. En dan botter. En dan draai ek dit toe in die tinfolie.
En dan sit ons dit op die vuur. Die boemerangborreltjies wat so nou puntjies voor en die dop is opklap, jy weet, dat jy ons vol olie. Volgende oggend het ons lekker vroeg opgestaan en klaargemaak en die pad gevat Watergat toe. Die rooinekvaakie het hard probeer om vir hom 'n duif gevang te kry, maar hy het dit gelukkig nie reg gekry nie.
Not even a lion roar in the night. Just jackal. And Anyway, nothing it's- even on the trail cam. The Is it? trail cam was up the whole day. There was nothing. Ons het gou 'n sundownertjie kom drink hier by die watergat. Net miskien kom hier ietsie aan. Ons vandag 'n heerlike dag gehad. Ek het my omtrent verlustig in al die batteleers, die berghane wat hier was. En nou gaan ons eers 'n sundownertjie drink. Ek eet enig skaapstertjies, ek vreet skaapstertjies. So wat eet ons vanaand? Skaapstertjies. Dit lyk lekker. Maar dit is. Jy weet jy het kompetisie, né? Die skape. Nee, met my en Okay. skaapstertjies. Okay. Daar ben 'n pier. Ja. Dis agtergekom. Ja, ons sal nou
is nou by gebrek aan 'n ordentlike baktafel. Knie mens die deeg so. Dis 'n verroosterkoek, né? Ja. Maar ek gaan nou eers 'n bietjie rys en dan gaan ek kom en koeke maak en dan gaan Dion hom braai. En so sluit ons laaste dag by Mapaya af. Dit was 3 heerlike dae. Die weer het saamgespeel en ons is bederf met pragtige voëls, volop springbokke en selfs die indrukwekkende berghaan. Dankie Mapaya, jy was regtig goed vir ons. Maar hou aan saam met ons ry. Môre pak ons weer in en ry terug van Maboa-Shubi na Matopi 2. Van daar af vat ons die pad terug na Nosop en uiteindelik na Rooipits. Dis nog avontuur wat voorlê, wat ek seker van is jy nie wil mis nie.